lewe wat spreek van dankbaarheid. Dankie vir sy voorbeeld. Dankie vir die spore wat hy gelaat het. Die genade wat so sigbaar was deur sy lewe. Elkeen wat so mooi daarom omgesien in die laaste tyd, want ons ook die seën van die voor hulle bid. Dankie vir elkeen vir wie jy 'n pa was, 'n oom was, 'n oupa was. Maak ons ook bewus van die lieflike teenwoordigheid en seën ons saam met ons. Seën ook die oordeenking van die woord later en word U verheerlik in Jesus se naam. Amen. Ons het so gereël dat ons eers huldeblyke gaan doen en dan die boodskap gaan doen daarna. Dan bly dit vars in ons gedagtes wat die Here vir ons wil sê vandag. So, en die eerste ding wat ons wil vir julle wil uitwys op die blaadjie wat julle het. Ons gaan nie dit alles herhaal nie, maar ons wil graag vir julle aandag daar vestig en lees het vir so rustig weer. En baie dankie vir Jolande vir jou inset. Dankie vir Koekie vir jou inset. Dankie vir Sean en dankie vir Eunice wat gevra dat ons spesiaal op haar oupa se by haar diens ook die gedig voorlees. Ons gaan nou aansluit ook vir hulle net vra om dit vir ons te doen. Net jy kan dit lees van die blaadjie of nee. Ek gaan nou vir jou vra voor te kom. Nog so rukkie. Ek neem aan die ander luidspreek kan werk, né? Goed. En ek het ook vanoggend van Natalie, julle almal ken van Natalie, hulle buurvrou, 'n boodskap ontvang wat ek ook net vinnig wil vir julle aan julle voorlees. En dit gaan so. Sy sê, ek dink aan elkeen wat vandag by die oop graf gaan staan en die diens bywoon. Ons was so bevoorreg om oom Daan, soos hy gesê het, te ken, wat altyd so 'n mooi voorbeeld van ons was. Ons sal altyd met groot respek onthou. My beste bure ooit. Vir amper 20 jaar was ons familie gewees. My hart is seer vandag dat ek nie by die laaste eerbetoning kan wees nie, maar ek weet dat die vertroosting sal wees van ons hemelse Vader vir elkeen, tot ons mekaar weer ontmoet. Baie liefde, sterkte en seën van Natalie van Kleinbraakrivier. Goed, en ek gaan vir jou vra, as jy ook self 'n paar woorde wil sê, as huldeblyk, en dan ook daarna sommer net Eunice vandag vir ons lees, en daarna gaan ek ook nog geleentheid gee vir ander mense wat dalk voel die Here wil leer iets op jou hart, om sommer net te deel met ons. So net as jy vir ons kan begin, nie nou die bedankings doen nie, maar net kom sê 'n paar woorde self, en dan as jy vir ons Eunice gedig kan lees. Wil jy nie bly? Daar is ons nie. Goeiemiddag almal. Wat 'n voorreg om hier te kan staan vanmiddag. Stem is hard genoeg, maar wat 'n voorreg. Ons wil net die kompetisie met die weer. Ja. Ons wil net eers sê so 'n bietjie jammer dat ons verrigtinge so 'n bietjie laat gehardloop het. Oom Dad was altyd so op tyd. As jy vir hom gesê het 10:00, dan is hy nou al so 10:10 reg. So maar hy weet die oorgrootste meerderheid rights is nooit op tyd. So hy sal verstaan dit vandag. So maar net so 'n dommetjies. Ek gaan nou eers Eunice se briefie lees. Ek ken 'n man met die beste hart. En in sy hart speel hy die grootste part. Van foto's kyk in ou albums, sien ek sy stories en mooi datums. My oupa was altyd daar om te help, om my te bewaar. Vanaf my geboortetyd en fietsry daar in Bronkhorstspruit. Soos vanaf my eerste woord daar op sy bors in Uitenaag het ek behoort.
Ons saam stap onder die bome in die tuin, het ek baie geniet, al was ek klein. My oupa het ook 'n rustigheid, en vir gesels het hy altyd tyd. Hy is sonder twyfel die netjieste mens, en dis waar aan ware menswees grens. Die beste is al sy treinstories, hoe hy in detail vertel van die ou dae se glorie. En toe ek effens ouer word, kon ons saam speel om die skrabbelbord, sodat mens net moet weet, my oupa kan ook lekker eet. Die beste is mos something sweet. Veral in die somer, to beat the heat. My oupa ken immers die klimaat, en hy noem my altyd meisiemaat. So 11 is mos altyd tee, en dan deel hy sy wyshede mee. Hy verstaan mooi van antieke goed, en my oupa gee my altyd moed. Hy het my immers mooi leer bestuur, geleer van meer, elke klein pleister. Sy hande staan vir niks kort, want sy lewe is aan die Here gegord. Hy is my oupa dat. Vir hom het ek baie lief. Dis van Eunice. En so van bestuur, hy het my ook leer bestuur. Andrei het nie geduld gehad om my te leer. En oom Dan het my geleer. So, ek sal nooit vergeet die aand voor ek moet gaan uitpasseer in Caledonstraat, reg oor die ou spur. Staan daar 2 voertuie parallel parkering. Nou het ek hierdie vrese gaan dit nie kan doen nie, en dit wat jy vrees, gebeur mos nou. Nou ry ek mooi in en ek raak die agterste voertuig, maar dit was net so 'n ligte raakie, en ek is so gestres. En wat sê oom Dan? Nee, ons gaan nie eers uitklim nie, dis niks daar nie. Môre gaan jy jou lisensie kry. So ja, hy het my ook geleer. Dan het ons 'n brief ook van Annabel en die Barkhuisen gesin van Pretoria wat hulle vir my gevra het om te lees. Liewe familie en vriende, ons is vandag hier om die herinnering van ons geliefde oom Daniel, meer bekend by die meeste as oom Dat, te eer. Ons harte is swaar, maar tog vol dankbaarheid. Dankbaarheid vir die lewe van 'n man wat meer as net my oom was. 'n man wat veel meer as net 'n familielid vir sy familie was. Hy was 'n bron van vreugde, 'n baken van krag en 'n ware vriend. Hy was 'n mentor, 'n beskermheer en 'n konstante bron van wysheid en lag in ons lewens. Hy was 'n buitengewone man, wie se lewe vol van liefde, vriendelikheid en onwankelbare moed was, en die harte van almal wat gelukkig genoeg was om hom te ken, geraak het. Ons onthou soveel tye wat ons deur die storms van die lewe gegaan het. En as ons met hom Dat sou praat, sou hy luister. Daarna sou daar 'n oomblik van stilte wees, en dan sou hy antwoord. Die lewe sal jou toets, maar dit sal jou ook lesse leer. Moet nie van die lesse weghardloop nie. Hierdie woorde sal altyd by ons bly, omdat dit opsom wie hy was. 'n man wat nie net raad gegee het nie, maar dit geleef het. Sy advies, wat hy altyd met sorg en insig gegee het deur baie van ons deur moeilike tye gelei. Ons sal nooit die koppies tee en koffie vergeet wat ons saam gesit en drink het in sy kombuis, terwyl hy stories vertel het, en om die geselskap van 'n man met 'n hart van goud te geniet. Oom Dat se karakter en nalatenskap het 'n manier gehad om almal gesien en waardeer te laat voel, of dit nou deur sy warm glimlag, sy hartlike lag, of die manier waarop hy die kleinste besonderhede oor jou lewe onthou het. Hy het jou laat voel dat jy belangrik is. Sy lewe was
was 'n getuienis van die krag van positiwiteit en veerkragtigheid. Hy was vrolik en hy het selfs humor in die uitdagings van die lewe gevind. Hy het altyd vreugde daarin gevind om die eenvoudigste dinge te geniet. Sy liefde vir familie was grensloos en sy vrygewigheid het geen perke geken nie. Altyd gereed om te help sonder om iets in ruil te verwag. Hy het ons geleer dat sterkte nie gaan oor hoe hardop jy praat nie, maar hoe dieper jy omgee. Hy het ons die belangrikheid van integriteit en harde werk geleer. Sy teenwoordigheid was 'n troos en sy leiding 'n kompas vir ons lewens. Hy het 'n diep begrip van die lewe gehad en sy ervarings met vrygewigheid en nederigheid gedeel. Hy het nie net vir ons gebid nie, maar het ons geleer om te bid en te glo. Ons Barkhuizen gesin kan getuig van gebede wat ons menigmaal deurgedra het in tye van nood, maar ook in tye wat dit goed met ons gegaan het. Verseker gaan ons hierdie leemte voel, omdat sy afsterwe laat 'n leemte wat nie gevul kan word nie. Maar sy invloed sal aanhou om ons te vorm, elke keer as ons vriendelikheid bo woede kies. Elke keer as ons opstaan vir wat reg is. Elke keer as ons lag in die aangesig van beproewinge, sal ons hom eer. Ons word gelaat met herinneringe wat kosbaar is, omdat jy mag hierdie wêreld verlaat het. Maar jy het ons harte nooit verlaat nie. Ons is ewig dankbaar vir die tyd wat ons saam met oom kon reis. Rus in vrede, wetend dat jou nalatenskap in elk van ons sal voortleef, dat ons jou diep lief gehad het en dat jou lewe 'n verskil in ons lewens gemaak het. Ons gaan jou mis. Rus sag oom dat. So dit is van die Barkhuizen familie. Ek het nie veel om te sê nie. Al wat ek kan sê is ons almal het 'n biologiese pa. Maar as ek kon kies, oom dat was vir my soos 'n pa, soos 'n vader. Nie net 'n aardse vader, maar 'n geestelike vader. As ek moet vertel hoe baie ek by hom geleer het, hoe ek my hart met hom kom oopmaak en hy het dinge geweet wat baie min mense weet. En daar was nooit oordeel nie. En hy het alles afgemaak as, ag, dit is nie so erg nie. Die Here het 'n plan met alles. So ek wil net sê, vandag eer ek 'n man van God, 'n Henog wat met God gewandel het. Hy was die nederigste mens en ek het hom nooit sien kwaad word nie. Ek het hom nooit iets verkeerd of slegs wat iemand hoor sê nie. Hy was waarlik vir my iemand wat die Here gedien het. En hy was die rykste van almal. Want waar hy vandag is, het hy die beste gekry. En sy lewe het daarvan getuig, vandat ek hom kan onthou. So, is nou volgende met Sean Wilkins. Is daar iemand wat net so ook graag iets op die hart het, asseblief? Baie dankie. Sean, is daar nog iemand ek net wou sien? Is daar nog iemand wat daar ook wil ietsie sê na die tyd? Dat ons net weer te maak. Ook jy wil iets sê? Nog iemand? Daar is een dame en oma. Is er dan die 3 mense, nee? En ander wat jy ook. Jy gaan ook besluit, hè, Rocco? Jy gaan ook besluit. Ok, Sean, ons geef vir jou en jou ma dan eerste kans. Dankie. Ons het van 'n klein kind af kan ek onthou dat dit was altyd 'n straf gewees om uit 'n Haag te kom, want ons het Jeffreys Baai toe gegaan en dit was lekker vakansie en dan 2 dae met ons saam met die ou mense sit en kuier.
So uit 'n laag was vir my altyd 'n challenge geweest, maar dit was altyd lekker geweest om na dat toe te kom en te kyk, want dit het ons altyd raak gesien. Ek kan onthou ons bejawels geëet het, daar was altyd papajas en vye, en ek wag eintlik nog steeds vir die bejawelboom wat om dat vir my sou gekweek het om my tuin te plant. En ek dink elkeen van ons het soos sulke memories wat ons het van die tuiste, die tweede huis waar ons almal kan kuier. Toe ons nou hier toe trek en my kinders, ek het dit geskryf in die storieboek, my kinders het gedink vir 'n lang tyd om dat as hulle oupa, toe my pa oorlede is. En tyd, my jongste dogtertjie, sy is 7, sy het gevra wat moet sy nou sê wie's dood by die skool vandag. En toe sê sy, I'm just gonna say it's my great-grandfather. En ek dink dit is werklik die liefde vir kinders wat vandag ook gehad het. En soos ek sê, vandat ek so oud soos sy was, het ek geen memories van daai tyd. Die laaste paar weke was, dit was my werklik voorreg gewees om die laaste paar weke en maande vir om dat elke week in ons kantoor te hê. En ons het baie geselsies gehad. Dit was eintlik vir my die hoogtepunt van die dag, want dit is gewoonlik op die besigste dae en Alicia en Melanie het dit baie mooi ingewerk dat sy tydjie het. En ons het saam koffie gedrink en gesels en die laaste tyd was baie spesiaal vir hom gewees. Hy het baie gepraat van hy mis dit aan en hy's reg en hy wonder baie keer lyk dit daar en hoe gaan dit met daar en hy het baie soos uitgesien na die tyd sterf. En wat dit ook vir my baie mooi gemaak het is dat die dood is vir ons hartseer en maar dit was vir dat nie net hartseer nie, maar dit was ook soos werklik iets om uit te sien. Toe ons in vakansie was, het net vir ons gehelp. Die kinders het 'n boodskapie gestuur vir hom en hy het 'n boodskap teruggestuur vir hulle. Dit was baie spesiaal geweest eintlik nog steeds tot heel aan die einde hoe hy almal se name onthou en kyk en dink aan al die mense. En ek het baie stories al gehoor wat hy vertel van mense wat hierso is, die ek mens die gesigte herken. Maar dit was my werklik 'n groot voorreg geweest om my laaste tyd saam met hom te wees. En ja, dit was maar hartseer, maar dit was dis ook vir hom 'n tyd waar hy werklik weer water op pad is. En vir my was dit iets wat net vir my weer wakker laat dink het, dat ons elke dag maar leef asof dit die laaste dag is. Asof dit die dag is waar ons die laaste dag kan leef. En ek dink asof dat hier gestaan het en sy gesê het soos, wie van julle se saak is nie reg met die Here nie. En ek wil eintlik dit vra, wie van julle se saak is nie reg met die Here as omdat dit sou vra. Ek glo hy sou gevra het en as julle saak nie reg is nie, ek dink hy sou saam met dit doen. So ek wil net sê, dit is my voorreg om hier te wees. Ja, dit is hartseer, maar ek is eintlik ook bly want ek weet om dat sy lewe is in ewigheid. Ja, ek kan iets sê. Excuse my for. Eerste wil ek net iets sê, ek weet nie of ek doen nie, maar ek moet dit nou sê. Dit het nou niks te doen met die begrafenis. Maar vanoggend, toe ek besig was om klaar te maak, en ek is besig om my hare te was, val my hare so uit, en ek sê, ai, en die Heilige Gees wat so getrou is, herinner 'n mens ons maar altyd en sê vir my, word 2 mosies nie vir 1 stywer verkoop nie. Wees nie bevrees nie, julle is baie meer werd. Julle is meer werd
want sy naam is Daniel en sy naam is Johannes, die geboortename. So ek wil eers daaroor praat. Daniel, soos in die Bybelse tyd, het die Here so gepraat met hom persoonlik. Want wanneer ek hom gebel het, ek bly ver, maar ek het gedurig met hom kontak gehad oor die foon. En wanneer ek met hom, voordat ek met hom praat, vra ek altyd vir die Here, sê asseblief vir my, wat kan ek vir hom sê, wat ook 'n bietjie tot bemoediging is, of wat hy nodig het, want die Here ken die harte. En die Here sê toe vir my, gee toe vir my verse in Daniel, en hy sê, moenie bang wees nie. En weer, moenie bang wees nie. En hy sê ook, ek het jou lief. En tweemaal op verskillende plekke in Daniel, tweemaal het die Here dit vir my gesê en ek moes dit vir hom sê. Nou ja, ek weet nie waar oor was die bangigheid nie, maar die Here weet. Want die Here het geweet, op daardie oomblik het hy dit nodig gehad. En dan van Johannes, wil ek sê, in Johannes 14, vers 2 en 3, staan daar van hoe die Here vir ons plek berei het, besig is om plek te berei vir ons, en vir ons almal, hy is daar vir om plek te maak. En toe het ek gedink aan hom dat, soos wat ek ons hom almal ken, gedink aan hom en gesê, ja, omdat hy so baie al verreis, voordat hy nog getroud was en hy jong was hy gestuur van die een plek na die ander plek met wat sy werke betref. En toe hy nou getroud is, toe was hy nou ook eers van die een plek na die ander plek, tot waar hy nou was. En elke keer as 'n mens verhuis, dan is dit maar onbekend en 'n aanpassing. En ja, so het hy baie keer vir my gesê, toe hy opgeneem is in die aftree-oord, dat hy sukkel maar nog 'n bietjie om aan te pas, maar daar is baie voordele. En een van daai voordele was die lekker eet. Hy was vreeslik baie vir lekker eet. En hy sê dit was baie lekker daai eet. Dus dit was sy hoogtepunt in die aftree-oord. Maar ja, soos wat ek wou sê, so is ek ook baie bly om te weet dat hy sy saak reg was met die Here en dat hy regtig, kan ek net sê, die hartseer is nie so groot soos die blydskap nie. Want hy het gegaan, die Here het hom kom haal, hy het hom geneem en hy het fees gevier en vier fees daar, want hy het sy hemelse Vader gesien en al sy voorafgaande geliefdes wat al reeds daar is. En ja, as dit so vir my begeerte om ook daar te kan saamvier, feesvier, want hoe heerlik sou dit wees. Maar dit is nog nie my tyd. En ja, so wil ek ook sê, dat elkeen van ons sy huis word vir ons voorberei. Maar ons moet sorg dat ons saak met die Here reg is. Daarom elke een wat gaan weer vir oom dat ontmoet. Maar ons moet gewas wees van ons sonde deur die bloed van Jesus, sodat ons ook daar kan wees. Want die Here sê in sy woord, dis net deur Jesus wat ons die ewige lewe kan kry, soos wat op in Johannes 14 vers 6 staan. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my. So elke een, as ek vir julle dit kan sê, is dit die boodskap van my aan julle elke een,
jou saak met die Here reg is, sodat jy hom weer kan ontmoet en al die ander wat hom vooraf gaan. En ja, hy het die goeie stryd gestry. Hy het die geloof behou. En hy het 'n hoë ouderdom bereik. En die Here was met hom. Dankie. Kom maar hoor. Ek moet nie van ander praat, ek praat Ek kom maar, ek kan jy kan. Sê wat jy sê. Ja, en wat was weer in die aand my bring gewees. Ek ken hom seker die kortste van almal wat die lewe is. Ek het altyd gevoel, ek het dat die eerste dag, toe ek instap, en ek het baie tegenkom, ek wou in die oude huis toe kom nie. Ek was bitter ongelukkig. En een van sy besoekers uit, hy is 'n prokureur, ek weet wat sy naam is nie, weet of hy dit is nie. 'n lieflike man, maar in elk geval dis hy vir my, hierdie oom, gaan reg in hemel toe. En toe het my gees en sy gees, en daar mekaar ontmoet. En ek het hom net 5 maande geken. Maar as ek naby oom dat gekom het, het ek altyd gevoel, dis die naaste wat jy aan Jesus kan wees. Want ek het moet dat het net kerk gesels. Mense het baie van ons gepraat. Ons het daar aangesteer, want as ek geloop het, dan kom dat maar 'n bietjie saam geloop, of hy sal my geloop, en want ons is altyd ewe kranklik gewees, hy het 2 kerke geloop, ek het hom my 1000 poetjie genoem. Hy was, ek het nog nie so mense in my 84-jarige leeftyd ontmoet, soos oom Dani. Ek het vir hom Dani gesê, want my man se naam was Dani. En dit het vir my so gevoel, dat ek hom op sy regte naam noem. Maar wat die oude huis aanbetref, wat die bediendes aanbetref, die oggend ek het nou gesit die laaste 3 weke wat ek in Siekenboeg was, dat ek elke dag, dat ek eers net van kuier, besoek en elke besoek en later om die sister vir my gesê, ek kan maar by hom bly, sê ek daar gesit, ek mag net nie die nacht daar gesit. Want, omdat ek gesê, ek moet maar na myself omkijk, maar ek is myself ook maar kranklik. Maar, wat ek wil sê van die bediendes, die swart bediendes, en aan my middag, en daar die morgen, my kamer volgestaan, en net as oupa is weg, oupa is weg, want hy was verder, en die van hulle was onlief, en hulle het hom net goed gedoen, as hulle net ietsie vir hom kon doen, dan het hy dit vir hom gedoen. Ek sal hom nooit vergeet nie, as die wonderlikste mens wat ek my lewe geken het, as 'n vriend. Dankie. Dankie, goed. My vrou is gelukkig het ons 'n baie goeie boodskap gekry, so na my hart. Dankie ook vir elkeen se insette sover. Nou, my vrou wil nog 'n paar dinge sê, ek sê praat oor. Hy is so positief. Terwyl almal nou so lekker sit. Ek wou sê ek is die een wat omdat seker die kortste ken, maar toe nie. Dit was maar die vreemdste ding toe ek en Egbert mekaar ontmoet en ons besluit dat dalk is koffie 'n goeie ding. En hy sê vir my, kom jy saam met my kuier by my skoonouers. En my verstand het so 'n bietjie gewobbel van skoonouers. En toe klik ek, dis Milse ouers. En ek sê, nee, kan nie dit doen nie, want ek sit myself in hulle skoene. As my
dogter wat ek verloor het, se man vir ons kom kuier met 'n nuwe vrou, gaan ek regtig gif na koffie gooi. Jy kan nie net iemand doen nie. En ek kan sê net nee, ons gaan vir oom dat en dan die Johnny kuier. Nodeloos om te sê ek het my gek gestres. Nou kom ons daar en nou wil ek net kleiner raak en verdwyn, want ek wil nie iemand se lewe moeiliker maak as wat hulle lewe klaar is nie. So kan ek net onsigbaar raak. En ek het daar ingestap en daai twee mense het my met totale liefde en 'n oop hart ontvang. Ek is 'n verskriklike sensitiewe mens in die sin van ek kan maklik ander se emosies raak sien. En ek het gescan, glo my, ek het gesoek vir iets wat vir my gaan sê, hulle sê dis nie kosher nie. En daar was net die ook Jesus liefde. Dit het my totaal onkant gevang. En so het ons aangegaan, maar ek het nog steeds my lyne gehou en probeer fyn trap en alles en net nie op iemand se tone trap nie. En nou toe, hulle twee was by 'n pakket. Ek kan nie aan die een ding sonder om aan die ander een te dink nie. En hulle het vir my mekaar so mooi groot gemaak tot aan die einde. Na mekaar gekyk, hoe bekommerd hy in die nag was as hy opgestaan het. Al daai klein goedjies, hy was gedaan. En toe ons by die huisbou is, toe sê hy vir my, hy kyk my so in die oë en hy sê vir my, jy weet ek het nie meer 'n dogter nie, nee. En ek sê vir hom, okay, omdat jy het die deur oopgemaak, nou kan ek oppraat. En toe kan ons daai dag onder sy skouer inklim en vir hom sê, omdat wat is nodig? Waar kan ons help? Wat kan ons doen? En so met die tyd, vir my gaan dit as iemand oorgaan na die volgende wonderlike wêreld toe. Dis jou eerste keer. En vir my ouers en my skoonouers, ek wou daar wees. Ek het net gedink, as jy die eerste keer skool toe gaan, is jy vrekbaar. So, hoekom is jy nie nog steeds mens die eerste keer wat jy doodgaan nie? Ons gaan nie dood. So, in my boeke, as ek daar kan wees, dan is dit wat jy doen. En dit was net nie vir my moontlik om Ooskaap toe te gekom het in daai tyd nie. Maar deur hierdie hele tyd het ek net bewus geraak van hoeveel kinders oom Dat en tannie Joey het. Hulle het twee biologiese wonderlike amazing kinders. Maar daar is soveel genade kinders wat hulle langs die pad het. Tannie Joey wat teen die einde presies die regte einde gehad het met sagtheid, met liefde, met fairy lights om haar. Oupa Dan wat presies in die regte plek was en hy het gesê hy wil gaan. Hy was doodbenoud dat hy alleen in die huis mee gaan koop het. En dit was vir hom moeilik, hy het so moeilik van Baxter die afskeid geneem. En dit was vir hom sleg, hy het alles gemis. Maar dit is wat hy beplan het. In sy logiese brein was dit die pad vorentoe. En hy het die versorging gehad. En hoe hy gepraat het van Sean, hoe jy daar was en versorg het. En lang voor ek 'n prentjie in my kop gehad het hy soveel gepraat van julle. En hulle, Jolandi, Lenet, omdat ek my vertel van Lenet vir wie Baxter so lief is, want sy is ook lank. En dalk dink Baxter aan my, nou ek het daai gevat. En hoe daar net soveel kinders rondom hom gestaan het, wat daai twee mense versamel het. En baie mense het ek nou gehoor wat sê, maar wie gaan nou bid? En net so, dis net vir my so logies, dat oom Dat en ouma Joey het ons almal geleer. Daai breintjie van haar wat so die mekaar was, want toe sy die dag my haar dagstukkie goeders wys, ek meen, dis nie net 'n Bybel nie, dis die hele storie wat daar lê, met daai verrimpelde ou handjie wat daar lê, en sy is so skerp,
soos nog iets. En ek besef, maar sy, en omdat het mense opgelei langs die pad. Nie dat ons met ons vetstel en net kan sit op die kerkbanke nie, maar dat ons kan wees, omdat en Tannie Joey, vir die mense rondom ons, tot eer van Jesus se koninkryk. Dankie, ek is seker van elkeen van julle het baie vertel. Kom ons doen die bedankings en net, en dan gaan ons die woord lees. Ek het 'n paar name wat jy dalk wil net vinnig het oorgooi. Ek sê dalk, baie gesê op die naam. As ek die paar name wat ek dalk kan. Ek het nou eintlik gehoor, ek gaan eers die diens hou en dan vir my die kans vir die bedankings. Maar ja, eerstens aan ons hemelse Vader, vir die groot geskenk wat hy vir ons gegee het, oom Tat en Tannie Joey. En hulle sal altyd voortleef in ons harte. En ja, vandag is nie 'n dag vir huil nie, vandag is 'n dag vir jubel en juig. Maar ja, my trane sit maar altyd vlak. Maar ja, eintlik is ek so bly ook want ek weet waarom dit is. En ek God het nou hierdie vir my gegee, maar ek is nie een wat van 'n blaadjie af kan lees nie. En ek wou gisteraand iets geskryf het, ek het nie so ver gekom nie. So ek gaan praat soos wat die Here, die Heilige Gees, dit op my hart lê om te praat. Daar is so baie om voor dankie te sê, maar ek het nou eers dankie Jesus vir hom dat. Dan wil ek sê, baie dankie vir elke ene wat hier is vandag. Julle het opgestaan, julle het reggemaak, julle het hier kom sit. Julle het 'n bietjie langer gewag as gewoonlik, maar julle het die pragtige orgelmusiek gehad. So baie dankie vir elke ene wat die tyd afgeknyp het om te kom. Dan wil ek sê, Rakkou, vir jou. Pa was baie vir jou. En ja, ons het baie keer oor jou gepraat en dit was mooi goed wat hy gesê het. En Egbert, vir jou ook, baie dankie. Hulle omdat en dan Joey was baie lief vir jou. Jy was soos hulle huis en nie skoonseun nie. Vir jou niece, hulle kleindogter, baie lief vir haar ook. So ja, ek wil net eers begin. Ek gaan sommer hier begin. Tannie Wina, baie dankie. Toe ek jou bel en vra. Toe sit nie, ek gaan terugkom na jou, ek gaan besluit nie, dadelik, ek kom. Van Georgia, vrou alleen, klim sy na karretjie en sy ry en sy kom speel vir hom dan. En kan ek maar daai van die vetkoek gou vertel. Woensdaande het hulle dan nou almal saam kom bid. En dit was oom Bani met die lang baard en hy het altyd gepreek op. En Tannie Wina, oom Boelie en Tannie Masyn, oom Tat en Tannie Joey. Dan toe woensdaande kom bid hier, saam kom bid, dan sal hulle na oom Bani se huis toe. En dan is dit curry vetkoeke en dan het hulle nou daar. Ek weet ek dink julle het saam bid hier weer gaan nou nie, maar hulle het dan lekker geëet en saam gekuier. En dan sê Tannie Wina, haar werk was die skottel goed was. En dan sê oom Tat, hy gaan afdroog. Dan vat hy die afdroog, en daai vinkie tussen die vinkies maak hy so mooi droog en skoon. Baie presies. So Tannie Wina, baie dankie. Sharon en Pieter, baie dankie vir julle ook. Ek sê altyd, ons het 'n engel wat kan sing en so. Sharon, baie dankie, want dat sal dit so waardeer. Pieter, jy ook, baie dankie. Jy het die tyd uitgekoop het om hier te kan wees. Dan, ek sien Jaco is nou nie hier nie, maar Jolande is nog daar. Baie dankie, daai is omdat se 2 ander kinders. Niks was ooit vir hulle te veel moeite nie. Die Sondag, omdat die Sondagaand voor omdat oorlede is, het Jolande, ek en Jaco was daar tot so 11 uur die aand, het sy weer gesit tot die volgende oggend by omdat om te waak.
Baie dankie Jolandi, vir Jaco ook in sy afwesigheid vir alles wat julle gedoen het. Julle liefde, julle omgee, julle was soos kinders vir hulle. Dan die prokureur Lans Jolandi. Baie dankie ook vir al jou besoeke en saambid tot dan. Baie keer het jy saam gebid voor die geloop het ook. Baie dankie, ons waardeer. Dan vir Marlies en die susters. Toe ek sê Marlies, gaan julle kan help. My friend, no problem. Ons doen het. So baie dankie vir daai saal se regmaak. Dankie vir die reël van die sop en die eetgoedjies en dan baie dankie. Ons waardeer dit opreg. Johnny Gerard en Elisha, hulle was ons vorige predikantspaar en daai tyd en Elisha het altyd op 'n Dinsdag het sy Bybelstudie gehou vir die vrouens. En dit was dan die Johnny se hoogtepunt om na die vroue biduur Bybelstudie te kom. So baie dankie ook vir julle omdat dit altyd so met deernis van julle gepraat. En baie dankie vir julle liefde. Oom Pieter. Oom, jy was 'n kosbare vriend vir oom Dat. Ook al 84. Hy het oom Dat partykeer rondgery, dokter toegevat na Sjoen toe as André nou nie kon nie. Dankie oom. Sal iets stikkend was in die huis, het hy vir oom Pieter Ellis gebel. Baie dankie oom. Waardeer jou vriendskap, weet oom Dat het jou dit so waardeer. Jy was sy kosbare vriend. Dan hierso al die familie. Ek gaan nou nie eens almal se name noem nie, hulle weet almal wie hulle is, broers en susters, kinders. Maar ek wil spesiaal sê vir die een wat die verste gekom het. Ou Bos, baie dankie. Ons is 'n bietjie jaloers want ons dink jy was om dan se special gewees. Van ons almal. Baie dankie dat jy moeite gedoen het. Ek weet jy het 'n jagtog, jy ry vanaand deur Ceres toe as jy van die vliegtuig afklim, maar baie dankie. Ek weet hy sal dit so waardeer. Vir alles wat jy vir hom gedoen het, jy en Annabel, het julle baie lief gehad. Baie dankie. Sean, die dokter wat nie altyd na sy liggaam gekyk het en inspuitings en goed gegee nie, maar wat ook daar was vir hom, omdat jy, Leanne en die kinders is baie spesiaal vir hom. Het altyd ietsie vertel van julle. Leanne, die pakkies wat jy laat aflewer het deur 6060. Baie dankie. Sy is nie sy saamlewe. Maar hy was baie lief vir julle, baie dankie. En dan sy sussie, sy jongste sussie, Cookie, Marie, omdat is baie lief vir jou. Julle het so mooi band gehad. En weet ek dat die mantel van gebed het op jou geval. Want jy het nou die dag vir my gesê, jy bid alreeds vir almal in die familie en jy noem almal se name. Was baie lief vir jou. En ja, jy het ook van ver gekom van die Kaap af. En dan die gemeente. Ek kyk net so vandag aan die Mariaar, wat soos amper 100 jaar al so is. Isabel en André wat van Kirkwood afgekom het. Dorothy en Henk. Ek weet nie waar is Anna en Pieter en hulle was ook vroeër hierso, maar almal die gemeente. Dit wat hulle het hier in die 3de bank voorgesit as ek reg is. Elke Sondag was hulle 'n plekkie en hierdie gemeente was vir hulle kosbaar en hulle was lief vir julle almal. En hulle het gebid. As daai almanak uitgekom het, daar het dit was haar werk, die almanak. Dan het Tannie Joey gesê, as sy verby jou loop, dan het sy aan jou gevat en dan sy gesê, jou naam is hierdie maand op die lys, op die almanak, ek bid vir julle, ons bid vir julle. So baie dankie vir almal. Dan 'n spesiale dank aan Dr. Roo, wat omdat gaan so mooi versorg het, wat uitgegaan het ouer huis toe, wat die nodige gedoen het saam met Sean, en dan ook die ouer huis, aandmymering. Ons sien altyd, ons praat altyd van dit wat verkeerd is of wat. Ek haal my hoed vir hulle af. Ek wil 'n pluimpie gee vir die personeel
van aandmymering, hulle siekeboeg veral, die deernis, die respek wat oom Dat mee behandel is, en die ander daar saam met hom in die saal. So baie dankie in hulle afwesigheid dan, aan aandmymering ook. En ek dink ek het nou almal, Manny, ek het jou nou net so vinnig oorgekyk, maar Manny is net so lank al in die gemeente en sy mammy ook, wat nou nie hier kon wees nie, wat ek al 'n hoë ouderdom is, omdat het altyd ook van julle gepraat en julle almal was kosbaar vir hom en vir Tannie Joey. So ek, Patricia en Tannie, ek kan nou op Tannie se naam kom, Riek, maar dit is Tannie se van. Maar ook oom Dat het van julle ook onthou, Patricia en Riekus. En ja, julle was net so kosbaar vir hom. En die gebede wat hy vir julle almal gebid het. Julle kinders, julle kleinkinders, julle sal nie weet nie. Julle name. Daar's 'n gebedsboekie wat Egbert nou gaan kry, waar Tannie Joey na eie handskrif, elke een se naam met hulle kinders, Julie se naam is op die een dag, dan word daar gebid, die naam is op potlood geskryf. So, maar baie dankie vir almal wat hier is. Rosemary, ons het die laaste paar jaar het sy ook saam met ons lekker by oom Dat gekuier, en oom Dat het altyd die laaste keer wat ons mekaar gesien, wat Rosemary vir oom Dat gesien het, is met Michelle se verjaarsdag, en ek nooi hulle almal die Sondagmiddag, en hy sê vir Michelle hoe bid hy vir haar, omdat sy besig is met chemo, sy is baie siek my skoonsussie, maar hy kyk na Rosemary en hy sê, Rosemary, ek bid vir jou ook. Ja, so elke ene, en ons het lekker lieflike tye saam gehad, en mag die Here elkeen van julle seën. Kom ons word stil. Ek vra die elkeen van julle net, daar soveel, ons het nou soveel preke gehoor vandag, maar eintlik is dit liefdespreke, uitnodigingsspreke, spesiale boodskappe. Maar kom ons word 'n bietjie stil en ons asem 'n bietjie diep in, en ons besef net hoe groot God is. Sonder iets het ek in die wêreld gekom, en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee, en die Here het geneem. Prys die naam van die Here. Ons skriflesing vandag is Psalm 16, ek het die groot Bybel hieronder oopmaak op Psalm 16, en Psalm 16 het my verskriklik baie laat dink aan Daniel Johannes. En die gedig lees ek vir julle uit die 53 vertaling, 'n gedig van Dawid. Bewaar my, o God, want by U skuil ek. Ek het tot die Here gesê, U is my Here, vir my is daar geen goed bo U nie. Maar aangaande die heiliges van die aarde sê ek, hulle is die heerlikes, in wie al my behaag is. Die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer, sal menigvuldig wees. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet, en hulle name op my lippe nie neem nie. Die Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Die meetsnoer het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here loof, wat my raad gegee het, selfs in die nag, vermaan my niere my. Ek stel die Here altyd deur voor my,
Omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my eer juig. Ook sal my vlees in veiligheid woon, want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat die gunsgenoot verderwing sien nie. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor U aangesig. Lieflikhede in U regterhand vir ewig. So spreek die Here. Iets wat ek in my hart uit glo, is dat die Here wil hê elkeen van ons met 'n gelukkige mens wees. Ons lees in Psalm 16 vers 9 dat die skrywer sê, daarom is my hart bly en my eer juig. So Psalm 16 se skrywer was bly oor 'n hele aantal redes. En jy kan jou lewe dan toets. Vers 2, hy het aan die Here behoort. Die Here is sy lewe. Wat hy ontvang in sy erfenis is vir hom mooi. Hy is vol lof in die raad en die regte insigte. Hy is bewus van die Here. Hy is oortuig dat die Here by hom is. Hy voel veilig. Hy vrees nie die dood nie. Die dood het 'n ander betekenis as die einde van alles. Hy leer die regte manier van lewe. Hy aanvaar en glo dat alles wat mooi is uit God se hand kom. Ek hoop julle gaan die Psalm weer lees en dink, waaroor is jy bly? Want die Psalm gee vir ons in elke vers feitelike rede om bly te wees. So Dawid kon die woorde van Psalm 16 sê, omdat God 'n werklikheid vir hom was. God was regtig sy skuilplek. God was regtig die een by wie hy veilig gevoel het. En ek het dit by die 90ste verjaardag ook gesê verlede jaar. Ek glo dat Daniel Johannes Wright kon die woorde van Psalm ook sê, omdat God 'n werklikheid vir hom was. God was regtig sy skuilplek. God was regtig die een by wie hy veilig voel en nou is. Die vraag is, hoe kon hy dit regkry? As jy kyk na sy lewe, hoe kon hy regkry dat God vir hom so werklik was? Dat hy God in sulke duidelike terme kon beskryf. En die sleutelvers van my is vers 8 wat sê, ek stel die Here altyd deur voor my. Een ander vertaler sê, ek het die Here altyd by my, ek hou die Here altyd voor, omdat hy aan my regterkant is, sal ek nie struikel nie. Ek het nou 3 vertalers vir julle gesê, wat Psalm 16 vers 8 sê. Nou, omdat ek het hier my bly geskryf en ek het op my telefoon ook gehad, DJ. Omdat DJ Wright met God ontmoeting gehad het en met God geleef het en met God in die regte verhouding gestaan het. Daarom was God vir hom 'n werklikheid. Sy lewe was 'n waardige lewe, soos ons gehoor het, 'n sout en lig lewe, met soveel aspekte wat navolgingswaardig is. Nou dat elkeen wat hom geken het, ook nie die geleentheid laat verbygaan om oor sy lewe te dink en die lesse wat daaruit geleer kan word, wat soveel van julle ook aangehaal het vandag reeds, ter harte neem. Maar pas dit ook toe in jou lewe. Moenie nie daarvan praat, pas dit toe. Die feit dat soveel van ons vandag hier is, om werklik goed geken, is vir my ook deel van die erfenis wat die Here vir ons gee. Die erfenis, 'n voorbeeld, wat ten spyte van hartseer en teleurstellings in sy lewe en gebrek aan rykdom, hy het nie baie geld gehad, hy het nie 'n paleis gehad nie, hy het nie 'n Porsche gehad, maar hy het 'n sinvolle lewe gehad. 'n Lewe waaroor mens kan skryf, suksesvol, geëerd, respekvol, navolgingswaardig. Wat sal gesê word van jou, wanneer die uurglas vir jou ook leeg geloop het? Die erfenis wat ons by hierdie geliefde man se lewe sigbaar sien, die vraag word aan ons gevra. Hierdie erfenis wys na 'n lewe waar die kruis van Jesus Christus sy doel bereik het.
En daarom is die vraag ook vir ons, het die kruis van Jesus ook in jou lewe sy doel bereik? Want die erfenis is om met my Vader in die hemel te ontmoet. 'n lewe te lewe van ontmoetings met die Here, nie eendag, gereeld. 'n erfenis om met God versoen te wees. 'n erfenis om deur Jesus vrygekoop te wees. 'n erfenis wat die gawe van die ewige lewe is. As dit waar is, kan jy saam met Dawid sê, ek behoort aan U. Nou wat is daarna waar jy nog swag? Wanneer jy glo jy sal iets bereik, wanneer jy jou lewe volmaak gelukkig sal wees. Julle kyk, julle ken sulke mense, hulle streef na iets. Hulle probeer iets doen wat hulle toch so gelukkig kan maak. En hulle kan dit probeer doen in hulle loopbane, dit sal nie slaag. Jy kan dit doen deur verhoudinge, dit sal nie slaag. Jy kan dit doen deur besittings, dit sal nie slaag. As God nie die eerste plek in jou lewe inneem. En jy moet duidelik verstaan, die Here wil hê ons 'n goeie loopbaan hê. Hy wil hê ons moet ons verhoudinge geniet. Hy gun ons besittings. Maar wie is eerste? Wie is eerste in ons lewe? Psalm 16 vers 11 wil vir ons sê, die Here is die een wat ons leer om te lewe. En daarby kom oorvloedige blydskap. En die ou vertaling sê, U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor U aangesig, lieflikhede in die regterhand vir ewig. Indien ons diepste vrede nie van God kom, dan is dit beslis tyd vir jou om vir jouself te vra. Wat gee my die vrede? Dawid sê, ek behoort aan die Here. Daar is niks vir my goeds nie behalwe U. Hemelse Vader wil die volheid van Jesus se verlossing vir jou gee, in jou bewerk en gestalte gee. Dit beteken dat sy verlossing ook deur jou verander sigbaar word, soos wat dit is, die persoon wat ons voorgegaan. Ons is geroep om sout en lig te wees, soos die voorbeeld wat vir ons gestel is. En in tye soos hierdie, waarin ons oor die rou en die gemis van so 'n geliefde persoon oordink, dan word ons gedwing om te besef dat ons aardse lewe beperk is. Dat die lewe in 'n sekere sin afgemeet is. Dat jy nie jou eie pad ken nie. Maar dit beteken nie dat God vir jou 'n plan het. Elkeen van julle. Moenie langer van God probeer vlug. Elkeen van julle sê jy is spesiaal vir die Here. Hy het 'n plan met jou, is jy al deel van die plan van God. En daarom geliefdes van hom dat, en ek is dankbaar om myself daarin in te sluit. Hy is vir ons geleen. En daarom laat ons ook leef met die dankbaarheid wat hy gewys het. 'n bewustheid dat ek alles van die Here ontvang. Dat die tye saam kosbaar is, God gegee is. En daarom moet ons ook mekaar waardeer, ons familie. Julle, ek sien seker 'n pragtige voorbeeld daarvan. Oupas wat vertel, die en aangetroude familie. En so, wat so mooi was, almal wat net hierdie familie so mooi omvou. Dankie vir julle. Dat die Here by julle ook saam eendag daar wees, né? So, liewe familie, Jesaja 40 vers 11 sê, God is by ons soos 'n herder wat sy kudde liefdevol versorg. En spesiale sorg word aan die lammes gegee, die swakes, die brooses, die wat hartseer is. Hulle word aan die bors gedra. En so dra die Here ons vandag. Mag julle dit ervaar, te midde van die blydskap van so 'n mooi lewe, dat ons weet die Here troos ons. Hy druk ons styf teen sy bors. Dis wat die Here vir jou wil doen vandag. En mag die Here wat troos ons daartoe help, maar dat ons ook op sy liefde vir ons sal antwoord. Met 'n lewe waarvan ons 'n mooi voorbeeld gehad, 'n lewe wat
gehoor dat die woord ons troos en lei. Ons het soveel getuienisse van 'n lewe saam met U. En daarom is ons hartseer om so iemand te verloor. Ons wat maar net mense is. Maar dankie Here dat ons weet die nuwe lewe is in Christus. Die opstanding is in Christus. Wanneer ons verder gaan, mag ons nooit vergeet wat ons geleer het in hierdie man se lewe. Maar dat ons ook dit ons eie sal maak. Dis my gebed vir elkeen. En dankie Here wanneer ons nou ook saam die oorwinningslied sing dat ons weet in Christus leef ons 'n lewe van oorwinning tot eer van U naam.